Welkom by die nuwe reeks oor die boek van Openbaring. As daar nou een boek in die Bybel is wat mense altyd verdeel, dan is dit die boek van Openbaring. Party mense sien dit as profetiese boek oor die eindtyd en ander sien dit weer as 'n simboliese prentjie van geestelike stryd in die kerkgeskiedenis. Maar oor een ding kan ons saamstem. Hierdie boek is uniek. Openbaring is anders as enige ander boek in die Nuwe Testament. Sy styl is apokalipties en sy doel is om hoop en waarskuwing te bring. En die manier hoe hy die boodskap oordra is vol beelde en simbole. Die eerste lesers van hierdie boek sou waarskynlik baie van die beelde onmiddellik verstaan het, maar ek en jy, ons lewe 2000 jaar later, in 'n ander tyd en 'n ander kultuur. En daarom moet ons ekstra sorg neem om dit reg te interpreteer. In hierdie reeks gaan ons kyk na die 4 hoofmaniere hoe Christene deur die eeue die boek van Openbaring verstaan het, en ons gaan ook delf in die konteks en die tydperk waarin dit geskryf is. En ek gaan vir jou wys hoekom dit belangrik is om dit te weet, voor jy sommer net aanneem wat iemand sê oor die eindtyd. Het jy geweet, die woord apokalips beteken nie einde van die wêreld nie. Dit beteken eintlik openbaring of onthulling. En dis die begin van hoe ons hierdie boek moet benader. Want die boek se volle titel is die Openbaring van Jesus Christus. Soos jy meer wil leer en nie net die opinies van YouTube profete nie, bly saam met my deur hierdie reeks. Ons gaan lekker steak eet. So volg hierdie bladsy, deel die video met jou vriende en kom ontdek saam met my hoe ryk en diep die boek van Openbaring regtig is.